Goeiemôre. Dit is Dinsdagoggend, die 21ste April 2026 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Terwyl die dinge daar rondom die straat van Hormuz nog steeds voortduur, onsekerheid bestaan rondom oop of toe, is daar vrede, is daar nie vrede nie. En dinge elders in die wêreld ook nie te wonderlik voorkom nie, is dit altyd hartseer wanneer dinge in Suid-Afrika ook soms verkeerd loop, of heel dikwels eintlik altyd verkeerd loop, maar ek bedoel wanneer dinge vir jou eie mense verkeerd loop. Dit was vir my 'n baie hartseer om te lees van François van der Merwe, die leier van die Bittereinders, wat nou in hegtenis geneem is. En hy is in hegtenis geneem omdat hy hierdie twee buitelanders blykbaar wou help. Ene Kemi Seba en Konsoa Seba. Hy moes hulle blykbaar die land help uitkom het, uitgesmokkel het na Zimbabwe vir 'n vergoedingspakket van R250.000. Nou François, die leier van die Bittereinders jeugbeweging, wat eintlik baie sterk na voorgetree het as 'n jong leier, en wat waarskynlik baie ernstig dopgehou was en selfs geteken was deur diegene wat ons nie goedgesind is nie, bly dit nogtans jammer dat dit moes gebeur het. Ek pleit by jong mense om hulle weg te hou van onwettighede af. Nou, ons het nog nie al die feite rondom François se saak nie. Ons weet net dat hy het gisteroggend het hulle ook klagte van geldwasery teen hom ingebring. So dit dui op niks goeds nie. Dit klink asof hy betrokke was met sekere buitelandse inligtingsdienste en spesifiek die Russiese inligtingsdiens, die FSB, word in hierdie berig genoem. Nou ek gaan nie oordeel op hierdie stadium nie. Ek gaan ook nie te veel kommentaar daaroor lewer nie. Maar dit is iets wat gebeur het en ons moet besef dat daar 'n les in te leer. Almal het hulle die afgelope tyd eintlik verlekker in Malema se hofsaak, sy skuldigbevinding, die vonnisoplegging van 5 jaar, waar hy toe geappeleer het teen die appel. En ons sit en wag nog almal vir Ramaphosa, vir Pinocchio, om dan ook van geldwasery aangekla te word. Maar ek het die idee dat Pinocchio gaan nie aangekla word vir geldwasery daar met die Fala waar hy miljoene dollars weggesteek het in sy bank. En dit is nou nie FNB of Absa nie, dit is nou sommer sy sitkamer bank. En die storie het na vore gekom omdat mense wat daarvan kennis gedra het, 'n rooftog uitgevoer het, en daarna het 'n verskeidenheid van redelike onwettige aksies plaasgevind in 'n poging om van die geld terug te kom. Op die ou ende is party van hulle omgekoop om stil te bly, maar daar is duidelik geldwasery, bedrog teenwoordig. Maar sulke loop vry rond. Hier is nog net beweringe van moontlike geldwasery waar dit by François van der Merwe kom, maar hy is reeds in aanhouding en hy bly in aanhouding. Ek het die vermoede dat hulle vir François meer gaan straf, baie vinniger en meer ernstiger as wat selfs Malema gekry het. En dis een van die redes waarom ek sê, ons mense moet baie versigtig wees waarmee jy jouself besig hou. Moenie
dat geld 'n groot uitlokking word nie. Moenie dinge doen wat onnodig aandag op jou vestig nie. Want ons as 'n blanke minderheid is reeds in die visiere van die ANC. Ek het 'n tyd terug gepraat oor die makste honde of die bangste honde blaf die hardste, omdat hulle bang is, omdat daar soveel skandale van hulle uitgekom het, sal hulle enige gebeurtenis aangryp en dit aan die groot klok hang om die aandag van hulle eie mislukkings weg te neem. So manne, wees versigtig. Of dit nou die waarheid is wat gesê word oor François, en of dit nou nie die waarheid is nie, die feit van die saak is, hy is deel van die teikengroep, en daarom kan ons verwag dat sy straf aansienlik swaarder sal wees as wat geregverdig is in hierdie aangeleentheid of saak. Dan is die Groblersdal saak nog steeds ook aan die gang, waar uitspraak ook nog nie gegee is. Die François was daar ook betrokke. So ons moet verwag dat 'n hart op hom neergekom gaan word. En ek pleit by julle jong mense om nie iets doms aan te vang, verkeerde dinge te doen en dan in dieselfde slagyster te trap nie. Geen finansiële beloning is groot genoeg om vir 'n paar jaar in die tronk te gaan sit nie. Ons mag nie dat ons integriteit geskend word nie. Ons het reeds probleme om ons identiteit van wie en wat ons is, van waarheen ons op pad is, het reeds baie skade gelei oor die afgelope 30 jaar, omdat daar so gejaagd is na wins, na geld, en daar weinig gekyk word na wie ons is. Wie en wat is ons? Waarvoor staan ons? Waarheen wil ons gaan? Wat sien ons in die toekoms? Wat wil ons vir ons mense bereik? Of wil ons vir altyd slawe wees? Ek dink nie ons is 'n volk wat slawe wil wees nie. Maar as jy nie 'n slaaf wil wees nie, moet dan nie toelaat dat jy verslaaf word nie. Maak jou oë oop. Wees bewus. Wees wakker. Wees trots op wie en wat jy is en waarvandaan jy kom. En koester die drome van waarheen jy op pad is. Met die genade van ons hemelse Vader sal ons weer daar uitkom. Ek het geen twyfel in my gemoed daaroor nie. Maar dan moet ons ons integriteit as 'n kleinoot beskerm, sodat ons nie in 'n struik trap, in 'n struik beland, soos wat François nou hierin beland het nie. Ek kritiseer nie vir François nie, want ek ken nie al die details nie, en ek sal dit ook nooit doen nie, maar ek is tog hartseer oor die feit dat hy gearresteer is, omdat hy 2 buitelanders na Zimbabwe wou help, of hy nou werklik waar omgekoop was om dit te doen, sal ek nie weet nie. Maar ek gaan ook nie 'n uitlating daaroor maak, voordat ons nie die volle storie of die volle verhaal gehoor het nie, want daar's altyd 2 kante. Of was hy dalk opgesit met die doel om hom dan agter tralies te kry? Was dit nie 'n koeverte poging
van iemand, 'n inligtingdiens, persone, groeperinge, om sy leiersrol te ondermyn? Dis 'n vraag wat ons baie ernstig sal moet oorweeg en aan dink. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, maar maak hom ekstra soet. Dink mooi, wat is die belangrike dinge in jou lewe? Wat wil jy beskerm? Jou mense, jou integriteit, jou inbors, wie jy is, wat jy is. Dink daaroor. En onthou dan net dat daar's nie donderdag aand 'n bosberaad nie, dit sal wel woensdag aand plaasvind. Woensdag aand, die 22ste April, sal ons dan nou, dis môre aand, sal ons dan die bosberaad hou en nie donderdag aand nie. Mooi loop, lekker en geseënde dag vir elkeen van julle.